Kerkgemeenskap, ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop jy het 'n geseënde week en 'n geseënde naweek gehad. Ek het so 'n bietjie gaan sit en dink oor 'n paar temas vir die volgende tyd en hier op die kerkgemeenskap probeer ons regtig prakties raak en ons probeer praktiese temas tackle. Die vorige een was profesie. En net so FYI, julle kan sien my hare is gekam. My vrou het my daarop gewys dat my hare lyk 'n bietjie te mekaar. So my hare lyk netjies, bietjie meer grys hare as wat ek wil hê, maar dit is daar en ek kan ongelukkig nou nie daarvoor of daaroor iets doen nie. Nietemin, ons volgende tema van vandag is hoe lees ek Bybel? Alhoewel dit klink na 'n maklike tema, gaan ons 'n bietjie daarop indelf en dan gaan ons ook die volgende twee temas preek my dominee of leraar of pastoor reg. Dit is 'n moeilike ene. En dan ook die laaste een wat ons vir hierdie week gaan hanteer is die kerk waarin ek behoort reg. Nou dis 'n baie moeilike een en dit is 'n baie omstrede tema. Ek weet watter kerk is reg en watter kerk is nie reg nie. En hoe weet ons wat is reg en wat is nie reg nie? Ons kry die skrif as maatstaf, die skrif wys vir ons, die Bybel wys vir ons wat reg is en wat verkeerd is. En wanneer ons Sondag in 'n kerk instap, as ons byvoorbeeld nie weet, wat gaan aan in die kerk nie, daar is byvoorbeeld nie 'n kerk waarin jy gewoond is nie, of wat jy groot geword het in nie, of jy was dalk nog nooit in 'n kerk nie, hoe weet jy hierdie kerk is reg? En hoe weet jy kan dit wat daar verkondig word, vertrou? So, is die volgende twee temas, en dan wil ek ook sê baie dankie. Dankie vir almal wat met my gesels, dankie vir die gesprek, wat hier na vore kom, asseblief, ek vra julle so mooi, hierdie temas is so maklik en so kort, probeer asseblief om hierdie video so ver as moontlik uit te kry, deel dit en subscribe, ek sien daar is soos 100 mense wat die video kyk, en dan sien ek daar is net, byvoorbeeld 45 mense wat subscribe, so asseblief deel dit, en sê vir mense, dit is regtig nie gelaai met lering nie, dit behoort net maklik te wees en dit behoort net lekker te wees om saam te kyk en te groei as gelowiges. So vandag gaan ons hierdie tema tackle, hoe lees ek die Bybel? Nou, as jy dalk groot geword het in 'n huis waar daar Bybel gelees het, is dit wonderlik. Ek is baie dankbaar daarvoor, maar wat gebeur as jy nie weet hoe om die Bybel te lees nie? Nou, ek sê nie, jy weet nie hoe om te lees, of ek veronderstel jy weet hoe om te lees, ek glo dit, maar deesdae kan mens nou nie meer veronderstel nie. So veronderstel, jy lees en jy kan lees en jy is 'n groot mens en al daai tipe dinge. Hoe gaan ek te werk om die Bybel te lees? Nommer 1. Ons moet onthou, enige iemand kan die Bybel lees. Selfs ongelowiges kan die Bybel lees. Maar die voorreg wat ons as gelowiges het, is dat die Heilige Gees, wat hier binne in ons is, dat hy ons lei en vir ons die krag gee om die woorde wat ons lees kan verstaan. En dit is baie belangrik. So kom ons begin by gebed. Kom ons bid en ons vra die Here dat hy ons moet lei deur sy Gees sodat ons sal verstaan wat ons lees. Dit is heel eerste. Bid voordat jy 'n teksgedeelte lees, voordat jy regmaak vir 'n Bybelstudie, voordat jy regmaak vir 'n CSV of wat ook al dit mag wees, bid sodat jy sal verstaan wat jy lees, sodat jy dit kan leef. So, ek het nou glad nie 'n teksgedeelte voorberei vir nou nie, maar jy so, en ek is nie 'n voorstander, of nie 'n voorstander nie, ek is nie sommer net iemand wat die Bybel oopmaak en soos nou byvoorbeeld hier by Jeremia 51 en nou begin ek lees. Ek hou daarvan om so 'n bietjie struktuur te hê,
Maar dit gebeur ook so, partykeer lees ek 'n teksgedeelte raak soos dat ek blaai en ek gaan nou sommer net 'n teksgedeelte vat en dan kan ons 'n bietjie die praktiese goede net regkry van hoe lees ek die teks, hoe verstaan ek dit en hoe leef ek dit. So kom ons kyk gou vinnig. Okay, ek het nou oopgemaak by 1 Korintiërs, kom ons sê 1 Korintiërs 14 vers 26. Kies ek sommer 'n lekker moeilike gedeelte. Vers 26 tot en met vers 39. Nou, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar die opskrif van die gedeelte hier in die 83 vertaling is die goeie orde in die gemeente. Nou, ek gebruik die 83 vertaling, jy gebruik dalk die 3353 of die 2020 of die Nuwe Lewende vertaling of die Bybel in praktyk of die 1 jaar kommentaar volume, wat is dit? 'n 1 volume kommentaar, hierso is hy. Wat ook al jy voor jou het, dit geld vir enige Bybel. Tel hom op, maak hom oop en dan lees ons. Weereens, hou in gedagte, ek het nie hierdie teks voorberei nie. Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle by mekaar kom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer, 'n psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klanke uitleg daarvan. Sorg dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Wat die ongewone tale of klanke betref, net 2 of hoogstens 3 moet dit praat, elkeen op sy beurt, en daar moet een wees wat dit uitlê. So, baie belangrik, vir die wat worstel met spreek in tale, of wat al gewonder het daaroor, is baie belangrik hierso, nê. Ek dink vandag op media en sosiale media sien mense wat uitbars in ongewone tale en klanke, maar dan sal niemand om dit uit te lê nie. Daar's niemand wat dit kan vertaal sodat almal dit kan verstaan nie. En dit is teen die Bybel. Die teksgedeelte hier in 1 Korintiërs 14 sê dit vir ons. So onthou dit net, is net belangrik. As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, moet die een wat die ongewone tale of klanke gebruik stil bly in die byeenkoms van die gemeente en net tuis met homself en met God praat. Wat die profete betref, 2 of 3 kan aan die woord kom en die ander moet beoordeel wat hulle sê. So dit is gewoonlik wat ouderlinge doen. Die ouderlinge, en enige lidmaat, maar veral die ouderlinge sal luister wat die predikant of die pastoor of die leraar sê, en hulle moet ook as daar dinge is wat hulle pla, of jy weet, wat nie vir 'n reg klink nie, wat nie volgens die Bybel is nie, moet hulle praat en sê, luister, chom, jy weet, ek verstaan jou, hoekom het jy die ding gesê, hoekom het jy daai ding gesê, maar dit kan op 'n baie liefdevolle manier gedoen word, en ek dink uit 'n predikant se oogpunt uit, asseblief, doen dit uit 'n liefdevolle manier. So ja. So, wat die profete betref, 2 of 3 kan aan die woord kom, en die ander moet beoordeel wat hulle sê, maar as 'n ander een wat daar sit 'n openbaring ontvang, moet die spreker stil bly. Julle kan almal God se boodskap verkondig, maar een vir een, sodat almal daaruit kan leer en almal bemoedig kan word. 'n Profeet het immers beheer oor sy gees. God is tog nie 'n God van wanorde nie, maar van orde en vrede. Soos in alle Christelike gemeentes moet die vrouens ook in julle byeenkomste stil bly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie. Hulle moet onderdanig wees. Verskoon, ek het my plek verloor. Hulle moet onderdanig wees soos wat die wet sê. As hulle iets te wete wil kom, moet hulle tuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir 'n vrou om in die erediens te praat. Het die woord van God miskien dan julle af uitgegaan, of het julle dit elkeen bereik? Iemand wat dink dat hy 'n profeet is of 'n ander gawe van die Gees besit, moet erken dat wat ek aan julle geskrywe 'n bevel van die Here is. Maar as iemand dit nie erken nie, sal God hom ook nie erken nie. Daarom, my broers, beywer julle om God se boodskap te verkondig en moenie die gebruik van ongewone tale of klanke verhinder nie. Alles moet egter gepas en ordelik geskied. Okay. Bygesê, en ek gaan dit erken, want ek weet daar's mense wat dit gaan sê, jy is 'n predikant, jy het al hierdie teksgedeelte iewers ergens gelees, so jy weet wat hier aangaan. Ja, okay, ek doen. Maar, dit is ook belangrik vir ons om nou te sê, hoe lees ek en hoe verstaan ek hierdie teks? Ons moet nou die teksgedeelte verstaan. Die eerste ding waarna ons moet kyk in enige teksgedeelte is, wat sê God van homself? En die tweede is, wat moet ek doen? Ons praat van 'n indikatief, 'n Gods openbaring. Hoe openbaar God homself aan ons? Wat sê hy vir ons?
En dan wat wil hy moet ons doen? En dit is, in enige teksgedeelte gaan dit na vore kom, al lyk dit nie so nie, eksplisiet of implisiet, so, dit gaan eksplisiet daar staan, God wil hê, jy moet dit doen, of dalk gaan dit implisiet wees, ons weet nie, nou moet ons 'n bietjie dieper gaan delf in die teks, so, hierdie teksgedeelte praat baie van die ongewone taal en klanke, hoe ons moet optree in die erediens, en omdat ek het nou gelees het, ja, ons gaan iewers ook uitkom by die vrouens, en wat die vrouens moet doen, ook die kultuur in die konteks van daardie tyd, en so meer, ek weet, dit is 'n groot gesprekspunt deesdae, so ons sal daarby uitkom en nie bekommerd wees nie, gaan dit nou op my lysie sit. Maar hoe lees ek dit? Ek het die teksgedeelte gelees, wat vra ek? Hoe het God homself aan my geopenbaar deur hierdie teksgedeelte? En wanneer ek kyk na die opskrif, wanneer ek lees wat die teks is, dan voel ek dat God, dan lees ek dat God openbaar homself hier as 'n God van orde. Daar moet orde wees in die erediens. Daar moet 'n ordelike manier wees wat dinge gebeur. Dit kan nie net 'n mengelmoes van dit en dat en sis en so, en daai een staan op en praat weird goeters, en daai een staan op en praat weird goeters. Niemand lê dit uit nie, en die een staan op en gaan te kere, en daai een chaos. Dit is glad nie hoe dit moet wees nie. So die teksgedeelte sê vir my as ek dit gaan lees, maar God is 'n God van orde. Daar moet orde wees in die erediens. Dis primêr. Dit gaan eers oor God en wat hy wil hê. Okay, en nou wat moet ek doen? Nou kan ons dit uitbrei. Nou vat ons indikatief, ons Godsopenbaring, en ons brei dit uit na die imperatiewe. En die imperatiewe is ons opdrag. En ek weet dis terminologie, ek vra hom verskoning. Maar dis lekker om hierdie goed te weet. So indikatief, Godsopenbaring, nou gaan jy uit na die imperatief toe. En die imperatief is die opdrag. Nou wat is die imperatief hierso? Daar's 'n paar dinge wat hier is. Ek het nie die Grieks voor my oop hier nie, opsetlik, want nie almal het die Grieks voor hulle oop nie, maar daar's 'n paar opdragte. Die ongewone tale, luister, as daar ouens is wat ongewone tale en klanke spreek, dis hoe dit moet wees. Daar moet iemand wees om dit uit te lê. Andersins, doen dit self, in jou binnekamer, waar jy en God alleen is. Wat die profete betref, doen dit so, dit is ordelik. Dan, die wat God se boodskap verkondig, doen dit so. En dan, soos in al die Christelike gemeentes. So daar is 'n paar opdragte hierso. En weer kan ons vra, nadat ons al die opdragte gelees het, maar hoekom moet ons die opdragte uitvoer? En dan gaan ons terug na die primêr toe. Want God is 'n God van orde. So, wanneer jy 'n teksgedeelte gaan lees dit, lees dit dalk 2 of 3 keer. Ek is 'n ou wat baie keer 2 of 3 keer moet lees, want ek sal nie altyd 'n ding eerste keer vang nie, of verstaan nie. Of baie keer vat dit my 2 of 3 keer, baie keer is my gedagtes geskatter oral. So, lees 'n teksgedeelte en dan vra jy jouself die 2 vrae. Wat openbaar God van homself? En wat kan ek doen? Wat moet ek doen? Dit is die 2 dinge. Dan, ons vat 'n teks in die Ou Testament ook net vir veiligheid. Maar nie vir veiligheid nie, ook net, die Here is my herder, Psalm 23. Kom ons vat hierdie teksgedeelte. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Pragtige psalm, bekende psalm. Hoe lees ek op? Ek wil nie die Bybel lees en dan dink alles gaan oor my nie. Baie keer lees ons Psalm 23, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Ek kom niks kort nie. Ek gaan rus in weivande. Ek gaan nie bang wees deur donker dieptes nie, wat alles die waarheid is. Ja, die Bybel sê dit, Psalm 23 sê dit, maar wat is die belang hiervan?
Die Here is jou herder. Hy lei jou. Hy gaan jou deur die donker klowe vat. Hy gaan jou beskerm. So, weer eens, net die twee vrae. Hoe lees ek die Bybel? Ek lees dit fisies en dan sê ek, hoe openbaar God homself in hierdie teksgedeelte? Met ander woorde, hoe vir ons kinders en jonger mense, hoe wys God vir my wie hy is in hierdie teks? In 1 Korintiërs het ons nou gesien, God is 'n God van orde, en hier in Psalm 23, die Here is my herder. Ok, en wat moet ek doen? Wat moet ek doen? In Korintiërs 14 het ons gesien, daar is orde. Nou hier, in Psalm 23 is dit 'n bietjie meer implisiet. Dit is 'n bietjie meer weggesteek. Kom ons kyk, is hier 'n opdrag. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie. Ek moenie bang wees nie. So kan jy deur die teksgedeelte gaan en so kan jy seker maak dat jy 'n opdrag hier sien. Ek moenie bang wees nie. Ek moet weet die Here lei my op sy regte paaie en so kry ons die implisiete opdragte ook. Ek hoop dit het jou gehelp. En ek wil al hoe meer en meer, want ek voel gelei daardeur om al hoe meer en meer hierdie praktiese video's te maak oor hoe ek die Bybel moet lees en al die tipe praktiese goeders. 'n Ander tema ook wat ons gaan bespreek is hoe doen ek Bybelstudie, want ek dink daar is ook 'n bietjie wanpersepsie oor dit. Kerkgemeenskap, daar kom my seentjie nou ook sonder 'n hemd in die prentjie, moenie worry daaroor nie, dis 'n normale dag hier in ons huishouding. Mag dit vir jou 'n geseënde dag wees, en ek hoop wanneer jy die Bybel gaan lees, dat jy nou daai twee vrae kan vra. Hoe openbaar God hom aan my in hierdie teksgedeelte en wat kan ek doen? 'n Geseënde dag vir jou en vrede vir jou.